Daar's die vervulling van die Heilige Gees, maar daar's ook die vervulling van die duiwel en van sy boosheid. Presies dit wat met Judas ook gebeur het. Behandel die handelinge van die apostels, of soos ons nou al dikwels gesê het, dit is eintlik die handelinge van die Heilige Gees. Alles wat gebeur in die boek Handelinge is die gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees. En hier sien ons nou wat gebeur in die vroeë kerk, hulle wat deur die Heilige Gees vervul was, en wat nou begin om gemeente te word. En ons het by die vorige een gesien, die bedreiging wat daar van buite is, die bedreiging wat gekom het van die owerhede, die godsdienstige elite, hulle wie se belange bedreig is deur hierdie verkondiging van die naam van die Here Jesus Christus. So ons gaan vandag aan in die 4de hoofstuk vanaf die 32ste vers. En kom ons bid saam voordat ons dit doen. Genadige God, deur u wonderlike liefde, deur u sorg vir sondaar mense, het u u seun Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur. En ons dank u daarvoor, ons dank u vir die wonderlike offer wat hy gebring het, en ons dank u dat deur hom ons vergifnis van sonde het. Maar ons dank u ook dat hy ons nie wees gelaat het nie, dat hy vir ons nog steeds naby is, dat sy Gees inderdaad in ons midde werk. En mag sy Gees dan ook hier in hierdie klein groepie se midde werk, dat ons, wanneer ons hierdie woord lees en wanneer ons dit verklaar, dat ons dit reg sal verstaan. Maar nie dat ons dit net reg sal verstaan nie, maar dat ons ook aangegryp sal word deur u genade, maar ook u verskriklike oordeel oor al die huigelaars in die kerk. Ons vra dat u ons sal vergewe daar waar ons self huigelagtig is, daar is nie een van ons wat sonder sonde is nie. En daarom vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus, dat u ons nou sal seën met hierdie geleentheid. Amen. Goed, ons lees vanaf vers 32. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostel getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van grond of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en dit aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Joses, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting. 'n Lewiet van geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels gelê. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê.
Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En as dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir die mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek. Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het, en sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jongman het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie. Maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigstes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op die bedde in draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. So hier is nogal heel wat gesê kan word. Die eerste gelowiges was een van hart. Ek dink aan Psalm 133, waar die psalmdigter sê, hoe goed is dit as broeders saamwoon in onverstoorbare vrede. Dit is die gevolg van 'n herstelde gemeenskap, is dat mense, die gelowiges, een van hart is. Dit was ook die inhoud van die Here Jesus se gebed in Johannes 17, waar hy die aand voor sy kruisiging tot die Vader gebid het en gesê het, ek bid vir hierdie disippels van my, ek bid vir hierdie apostels van my, dat hulle almal een mag wees. Net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. So hierdie eensgesindheid, hierdie eendragtigheid, dis iets wat uitgestraal word na buite. Wanneer daar twis is in die kerk, wanneer daar oneenigheid in die kerk is, wanneer daar, soos daar byvoorbeeld nou in kerkverbande rondom ons, maar ook in die gereformeerde kerk, daar is omtrent nie 'n kerkverband in die land waar daar nie onderlinge spanning is nie, en party oor baie ernstige sake, dan kan die wêreld terugstaan en die ongelowiges kan terugstaan en sê, wel, jy weet, dit is daai klomp, kyk hoe twis hulle onder mekaar hulle. So, hierdie was regtig, mense was een van hart. En dis hierdie eendragtigheid is iets wat die apostels dan ook gedurig in hulle briewe herhaal. Maar dit was nie net een van hart nie, hulle was ook een van gesindheid om te gee vir mekaar se materiële behoeftes. Die apostel Jakobus skryf later in sy brief wat opgeneem is in die Nuwe Testament, sê hy, jy kom kerk toe, en dit gaan baie goed met jou,
En hulle sê partykeer vir jou, jy weet, hier kom 'n goeie bydraer, kom sit voor in die kerk. Hy sê maar, die Here sien wat in julle harte aangaan. En hy sien ook dat daar diegene is wat swaar kry. En jy kan nie net eenvoudig vir iemand wat swaar kry sê, gaan heen en word warm nie. Dis die uitdrukking wat hy gebruik. Iemand wat koud is sê, gaan heen en word warm nie. Nou praat ons veral van die gemeenskap van die gelowiges. Want dit is daar waar die onderlinge liefde begin. Die apostel Paulus skryf en hy sê dat wees vriendelik teenoor almal, bewys julle goedheid teenoor almal, maar eerste die huisgenote van die geloof, die Engelse uitdrukking, charity begins at home. So, die mense kom uit hulle eie uit en verkoop eiendom. En dit is nie wat ons verlede keer toe ons hieroor gepraat het, toe ons oor Handelinge 2 gepraat het, dit was nie afgeforceer nie. Dit is nie 'n soort van 'n Christelike sosialisme of kommunisme wat op hulle gedwing is nie. Die kommunis sê, alles wat joune is myne. Hierdie was meer, alles wat myne is, en ek sê dit met liefde, is ook joune. So dis waar die klem lê. En is 'n wonderlike getuienis wat hulle hier gee. En nou vers 33 beklemtoon dat hierdie dinge is nie eintlik waaroor dit gegaan het nie. Dit gaan nog steeds oor die opdrag wat die Here Jesus hulle aan die begin van Handelinge gegee het in hoofstuk 1 vers 8 en sê, gaan heen en gaan verkondig hierdie woord, gaan verkondig my naam onder die nasies, onder die volke en so meer. So in 33 word dit net vir ons weer beklemtoon, met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en ons het nou ook al genoem, dat die opstanding was die radikale invalshoek van die evangelie destyds in daardie wêreld, soos dit eintlik vandag nog vir ons behoort te wees. Die opstanding van die Here Jesus Christus, dit word verkondig met groot krag. Die wonders wat ons hiervan gelees het, daardie wonders onderstreep die verkondiging van die evangelie. Dit is iets wat later opgehou het. Ons het al daaroor gepraat, ons kan weer daaroor praat. Dis nie iets wat outomaties deel is van kerkwees vandag nie. Wat baie sentraal vandag nog steeds is dat ons met groot krag getuienis sal gee aangaande die Here Jesus Christus, sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart en so meer, sy koningskap in die hele wêreld. Goed, so vers 34 gaan dan niemand van hulle was behoeftig nie. Dit gaan nou oor hierdie diakonale diens wat spontaan plaasgevind het. Iets van die vroeë gemeenskap wat selfs daar in die Ou Testament in Deuteronomium voorsien is deur Moses se wette. In Deuteronomium 15 lees ons, maar daar moet geen arme by jou wees nie. Dit kom uit Deuteronomium uit. Want die Here sal jou ryklik seën in die land wat die Here jou God as 'n erfenis sal gee om dit in besit te neem. So, hier kom ons by die herstelde, kom ons sê Deuteronomium gemeenskap. In die naam van die Here Jesus Christus, ons het daaroor gepraat, hulle is uit die wêreld uitgehaal, en hulle is nou eintlik die nuwe volk van God op pad na die beloofde land. En nou het ons hierdie verhaal van die verkoop van die eiendom, en hulle lê dit aan die voete van die apostels neer, en dit word gebruik, verantwoordelik gebruik, aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Dit is 'n kardinale deel van diakonale diens. Ons gaan later kom in Handelinge 6 by die instelling van die diakenambt, maar kardinale deel van diakonale diens is. Ons formulier sê ook, dit word met sorg gedoen. En hier word ons voorgestel aan een besonderse persoon, Barnabas. En dit is goed dat ons hier aan hom voorgestel word. Hy word in 'n baie goeie lig gestel, want verder in Handelinge
En ook in die briewe van die apostel Paulus lees ons dikwels van Barnabas. Hy het nie 'n brief nagelaat nie, maar hy was baie ywerig geweest en hy het saam met Paulus op die eerste sendingreis gegaan. Hy was 'n baie ywerige man. En hier word hy voorgestel. Later in Handelinge 13 lees ons daar was 'n meningsverskil tussen Barnabas en Paulus geweest. Dit maak dat hulle baie geskei het. Maar Barnabas was baie dinamies, baie entoesiasties en baie getrou, en hy het 'n stuk grond gehad. Hy kom uit Cyprus uit. Hulle Fiet word daar ook genoem, bedoelende dat hy uit 'n geslag kom wat tempeldiens gedoen het. So hy het 'n tempeldiens agtergrond gehad. Hy bring die geld wat hulle van die verkope ingekry het, en hy lê dit ook neer. En nou sien ons hoe die duiwel intree in hierdie absolute idilliese toneel. En hy is van daardie tyd af, van die vroegste tyd af, vandat hy in Kain ingevaar het daarso in Genesis 4 tot vandag toe, hy is in die kerk. Hy is in die kerk. Ek sê baie keer, sê vir my katkesante, waar dink hulle is die duiwel op 'n Sondag? Is hy daar by die dam waar almal rondjaag met hulle bote en ski en visvang en nie kerk toe gaan nie? Of waar is hy? Nee, hy hoef nie daar te wees nie, want al daai mense is reeds sy kinders. Al daai mense wat Sondag nie steur aan die Here nie, is reeds sy kinders, maar hy is in die kerk. Daar waar jy kom sit, daar kom hy, en daar sal hy jou pla in, soos hier in hierdie geval, vervul word met die duiwel. Met ander woorde, dit is eintlik, daar's die vervulling van die Heilige Gees, maar daar's ook die vervulling van die duiwel en van sy boosheid. Presies dit wat met Judas ook gebeur het. Judas het lang rondgeloop en gedink, ja, hy is nie gelukkig hier hoor nie, dit moet eintlik so wees, en hoekom verkoop hulle daai, hoekom gebruik daai vrou daai duur salf om die Here Jesus se voete te salf. Al daai dinge het hom die hele tyd gepla, en dan later dan begin hom so bietjie te help uit die kerk se beursie uit en so aan, en al daai dingetjies, en op 'n dag, daar vaar die Satan in hom in. Presies hier dieselfde ding, die Satan, jy weet, op 'n stadium, dan kom hy, dan neem hy net oor. En die verskriklike sonde hiervan is die lieg vir God. Toe hulle daarvoor die gemeente staan, hier is 'n geesvervulde gemeente, hier word vir God gelieg. So aan die een kant het ons, wat ons in die Bybel van lees, die sonde teen die Heilige Gees, wat ons in Johannes se eerste brief lees, wat nie vergewe kan word nie. Sonde teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. En baie mense wil weet, wat is die sonde teen die Heilige Gees? Dominee, het ek die sonde teen die Heilige Gees begaan? Die oomblik as jy daardie vraag vra, dan is dit klaar 'n aanduiding dat die Heilige Gees in jou werk, om vir jou te sê, maar kyk, dit wat jy gedoen het, of dit wat jy gesê het, is teen die wil van die Here, en daar's vir jou geleentheid om te bekeer. Maar die dag as jy gesterf het, en jy het nie hierdie getuienis aangaande Christus aanvaar nie, jy het jou hele lewe lank die evangelie gehoor, hier by daai en by daai en daai en daai, en baie keer sommer op 'n plakker agter op 'n motor, het jy die evangelie gehoor, jy het jouself nie daar gesteun nie, gesê, nie vir my nie, of ander dag, of eendag sal ek, of jy weet, dis interessant, of ek wil niks daarvan weet nie. En jy kom te sterwe, dan het jy die Heilige Gees tot leenaar gemaak. En dit sal jou nie vergewe word die dag as jy voor die Here Jesus Christus en voor die troon staan nie. So, maar hier ook, hier kom hy en hy huigel. Hy sê, ja, nee, dit is, jy weet, hier is my bydrae, jy weet, en is dit nie fantasties nie, sien julle, soveel. Sê nie, hy het al sy eiendom verkoop, en sê net, hy het hun eiendom verkoop. Hy was dalk 'n baie welgestelde man.
maar jy kry sulke mense ook, jy weet wat, kerklike bydraes gee, om deur almal gesien te word. Maar die Here oordeel in die hart. Psalm 139 sê, dat jy moet die Here vra, dat hy in jou eie hart moet kyk, wat daar aangaan. Daar of ek op 'n weg van smart kan wees, soos dit in ons psalmberuiming staan. So Ananias sterf, en hy sterf net daar. Die Here Jesus Christus word verheerlik, sy eer word herstel, en die Here, die Heilige Gees word hier aangedui as 'n persoon waarvoor gelieg kan word. Dit is nie 'n krag daar buite nie. En baie mense praat van die Heilige Gees as 'n krag. Baie teologiese strominge het dit ook al probeer. Hy is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. En ons sien dit hier, want hy kan voor gelieg word. As dit 'n onpersoonlike krag is, jy kan nie vir 'n krag lieg nie. Jy kan vir 'n persoon lieg. Elders in een van sy briewe sê die apostel Paulus in die brief van die Efesiërs, moenie die Heilige Gees bedroef nie. En so, hy kan voor gelieg word, hy kan bedroef word, hy is 'n persoon. En nou ja, daar val hulle het gesterf, groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het, ek weet nie wat sê die ander vertalings nie, maar dit beteken nie noodwendig dat mense absoluut bang was, dat hulle bang was om 'n woord te sê nie, daar was ontzag. Nou so wanneer die Bybel, die ou vertaling, die woord vrees gebruik, dan bedoel dit ontzag. Die Here is nie iemand om mee te speel nie. Jy moet God ernstig opneem. Neem hom ernstig op wanneer jy beloftes maak, neem hom ernstig op wanneer jy jou gawes terughou, moenie met God speel nie. Die Korintiërs later word aangespreek in die 11de hoofstuk aangaande hulle slordige nagmaalvieringe, want party was dronk by nagmaal gewees, en party was honger daar aangekom, en tyd honger daar weggegaan, en hulle die liggaam van Christus geminag. En dan sê die apostel Paulus daarin, baie van julle het intussen dood gegaan, het omgekom, omdat hulle die genade van God geminag het. Hulle het nie die ontzag gehad nie. Ontzag. So goed, dieselfde verloop gebeur met Ananias se vrou Safira. Sy het verwag dat sy gaan daar aankom en haar man gaan gloei van al die oes en aas en die bewondering wat daar vir hom was, en daar is sy ook dood. En waarom het julle ooreengekom? Want daar was 'n ooreenkoms, sy het presies dieselfde gesê as haar man, om die Here te versoek. Die Bybel lees ons dat dit 'n goeie ding is vir 'n vrou om haar man na te volg en hom te ondersteun in alle dinge, maar daar is ook perke daaraan. Daar is ook perke daaraan. Te versoek. Val sy voor sy voete neer en sy het gesterwe, dieselfde voete waar daardie offergawe by neergelê is. En weer eens hoor ons in vers 11 van die groot vrees, die ontzag het oor die hele gemeente gekom. Nou hierdie woord gemeente word nou vir die tweede keer in die boek Handelinge gebruik, en ons moet dit weer eens beklemtoon. In Grieks, die woord vir gemeente is ekklesia, en dit beteken mense wat uitgeroep is. Mense wat uitgeroep is. Die volk wat uit Egipte land uitgeroep was om die Here te dien in die woestyn en die pad na die beloofde land te loop, daai was die eerste ekklesia. Dit kom van die Griekse woord wat beteken kleo roep, uitgeroep. Mense is uitgeroep. So die apostel Petrus, toe hy in die begin gepreek het na die uitstorting van die Heilige Gees, toe sê hy vir daai mense, laat julle red uit hierdie sondige en verdraaide geslag. Kom uit hierdie wêreld uit, mense. Julle gaan ondergaan saam met hierdie wêreld. En dit is die ekklesia, en dit is die gemeente
vandag nog. Dis nie net sommer nog 'n gewoord nie. Dis 'n woord wat gelaai is met geweldige diepgaande betekenis. God se uitgeroepenis uit die wêreld uit. Voeg jou by daardie mense. En nou goed, en hulle word meer. Menigtes, manne sowel as vroue. Net vers 13 en ons het dit gemis. Daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle te voeg nie. Wat bedoel Lukas hier met die ander? Ons het nou gelees, nadat hulle deur die Joodse raad, Petrus en Johannes, deur die Joodse raad gedreig was, gaan hulle, en ons het gelees verlede keer, na hulle eie mense. So, hier is die eie mense, en dan is daar die ander. En dit is waarskynlik nou die lede van die Joodse raad, die establishment en so meer. Heel waarskynlik die Paulus self, wat later toe 'n apostel geword het, wat hy was aanvanklik deel van die ander. Hy was deel van daardie. Maar hulle het nie gewaag nie. Net soos in die Here Jesus Christus se tyd het ons vir Nikodemus gehad. Hy was van die Sanhedrin, die Joodse raad, maar hy het Jesus in die nag gaan besoek, want hy wou nie gehad het die ander moet sien waar hy heen gaan nie. En dan sê dit ook so deur die loop van die evangelies word daar 'n paar keer Nikodemus genoem, en sê Nikodemus is 'n ondersteuner van Christus, maar hy sê dit nie openlik nie. En hier, maar die gedagtes is aan die gang. En hulle doen maar net nog die heeltyd wat hulle die heeltyd van die begin af gedoen het, weer by die pilaargang van Salomo, daar waar die krepeel gebore man genees is, en daar waar hulle gepreek het, begin hulle om dieselfde ding te doen. Dit word 'n patroon. Mense kom daarin, bring hulle siekes, en net soos die Here Jesus Christus met die genesing van siekes, die uitdryf van demone, die mense gekry het om na die evangelie te luister. En wonderlike dinge gebeur daar, selfs as die skade weer op iemand sou val. In 'n menigte van die stede in die omtrek het hulle mense na Jerusalem gebring, maar ons gaan nou binnekort begin sien dat dit wat die Here Jesus Christus in Handelinge 1 vers 8 gesê het, julle sal uitgaan. Dit gaan gebeur hiervandaan na vorentoe, hulle sal uitgaan. Dit sal nie meer wees dat Jerusalem die sentrum, die middelpunt van alles is nie. Die wêreld gaan nou die terrein word van evangelisasie, soos dit tot vandag toe hier ook by ons is.